Goeiedag en welkom by vandag se oordeenking. Ons vra vir 'n diep bewussyn van Jesus se werk en liefde in ons lewe. Lees gerus saam met my uit Lukas 22. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, en ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle: "Bid dat julle nie in versoeking kom nie." En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê: "Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied." En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle: "Wat slaap julle? Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie." Het jy al gedink daaraan dat Jesus die beker kon laat verbygaan? Of dat hy dit wat die beker inhou op mense en situasies op die wêreld kon blameer en dan rasionaliseer hoekom dit nie sy beker hoef te wees nie? Hy kon selfs vergelyk het en aangedring het op 'n ander beker. Vrees, woede, bitterheid kon hom oorheers het, vasgevang het, gevangene gehou het. Ons laat dit dikwels toe, maar hy kies anders. Wanneer Jesus die beker aanvaar en oorgee aan sy pad van lyding en swaar kry, is dit nie met verwyte of bitterheid of haat of weerstand nie, hy's vry daarvan. Dit bly moeilik, maar hy's vry daarvan. Hy kies en sê, nie my wil nie, maar U wil. Hy gee nie op nie, hy gee oor. Ek is nie seker wat die inhoud van jou beker is nie. Jy mag dalk groot uitdagings, swaar kry, hartseer of verlies in jou beker vashou. Maar jy is vry om te kies. Sal ek hierdie beker drink met nederigheid, met liefde, op so 'n manier dat ek nie net besef ek is vry van verstrengelende verwyte en bitterheid nie, maar ook vry om te funksioneer, vry om te lewe, ten spyte van, te doen wat voor my gesit is om te doen, wat in my hande is. In die oorgee is daar vrede, en soos wat ons vroeg om te kan oorgee, word ons versterk. Jesus help ons. Henry Nouwen sê, "We have to live our life, not someone else's. We have to hold our own cup. We have to dare to say, this is my life, the life that is given to me, and it is this life that I have to live as well as I can. My life is unique. Nobody else will ever live it. I have my own history, my own family, my own body, my own character, my own friends, my own way of thinking, speaking, and acting. Yes, I have my own life to live. No one else has the same challenge. I am alone because I am unique. Many people can help me to live my life, but after all is said and done, I have to make my own choices about how to live." As hy sê alleen, praat hy nie van 'n lewe apart van gemeenskap nie. Glad nie. Dit is juis in gemeenskap wat mens die moed en ondersteuning kry om die beker van jou lewe op te neem en te drink. Wat hy hier sê is dat daar 'n baie belangrike keuse voor jou lê wat net jy alleen saam met God kan maak. En dit is om jou lewe te leef in vryheid, al is dit ook moeilik. Want die gevaar is dat ons vashak by verwyte. My lewe is so omdat jy dit nie gedoen het nie, of omdat dit nie so gebeur het nie. Ek is in hierdie situasie, want dit is aan my gedoen. Blaam soek en skuif. Verantwoordelikheid abdikeer. Jy is dalk te nagekom, en dit is dalk onregverdig en seer, en dalk moeiliker as iemand anders langs jou se beker. Maar jy hoef nie 'n slagoffer te bly wees nie. Of 'n ander uitdaging is dat ons nie regtig oorgee nie. Ons stem maar net in, omdat ons voel ons kan nie anders nie. Ek sal maar, selfs al wil ek nie. Ons harte vol weerstand en opstandighede dien as 'n swaar gewig,
wat maak dat ons nie die vryheid ervaar van oorgee nie. Maar daar was meer. Daar is die uitnodiging om jou lewe in jou hande te sien en te sê, ek wil Here, ek wil my lewe leef so goed as wat ek kan, saam met U. Ek kies om nie geklee te bly in bitterheid en selfsug en vergelyking en woede nie. Ek wil ervaar wat vryheid is. Daarom, Here, nie my wil nie, maar U wil. Ek sal groot slukke vat en vir U vra hoekom ek moeilik sluk aan my beker sommige dae met sommige dinge, maar ek sal die beker van my lewe drink. Ek sal erken dat my beker anders is as enige iemand anders in, uniek. En dan kan ons sien hoe sy hande reeds om ons in gevou is soos ons die beker vashou. Hy het my lief met alles wat my beker inhou. Op hierdie reis, saam met ons vriend Jesus, help hy ons met die beker soos wat ons dit na hom toe bly bring en uitroep. Kyk Here, dit is my beker, help my om dit te drink. Ons kan dan vol van die vrede wat alle verstand te bowe gaan word, vry word en aanvaar wat dit is wat my lewe is. 'n groot lewe, 'n mooi lewe. So gee ons ook oor aan God se wil soos Jesus het. En in sy wil vorm hy ons om meer soos Jesus te word en in diep verbintenis met hom te leef. En dan kan ons bietjie die beker neem en ons lewe leef soos Jesus het. Kom ons bid nou saam. Jesus, dankie dat waar U lei is daar groei en groter vryheid, selfs in die moeilik. Ons weet nie altyd hoe nie, dikwels nie, Here. So help ons asseblief om oor te gee en die beker te drink. Dankie dat U het en dat U dit in liefde gedoen het. Amen.